Laat ek net hierdie tegnologie van ons reg kry hierso. Daar sê. Wie vat jy saam jou? Ons staan hierso, ek kan nie glo op die 21ste Desember. Hier al verby die middel van Desember, op pad na 'n nuwe jaar toe. En ons is dankbaar vir die jaar wat verby is, vir die hand van genade wat die Here oor ons gehou het, maar ons beweeg nou nader aan hierdie nuwe jaar en ek besef, ek moet seker ergens begin sit en my nuwejaarsvoorneminge begin neerskryf. Kyk, standaard op die lys gaan heel bo wees gewig verloor. Maar hy is elke jaar daarso, en ek wil nie gewig verloor nie, want anders weet ek nie om die lys te begin nie. So, maar ons kom op 'n tyd waar ons nou begin dink aan 2026. En terwyl ek dink aan 2026 en hoe ons nader beweeg aan hierdie jaar, kom die gedagte by my op, wie vat ek saam met my in 2026 in? Of gaan ek maar net oorgaan in 2026 in hoe ek uit 2025 uitgegaan het? Gaan ek maar met dieselfde gedagte, met dieselfde mindset, met dieselfde doelwitte, of gaan ek myself probeer beter maak? Maar in hierdie gedagte van gaan ek myself probeer beter maak, kom dit op, wie vat ek saam met my in 2026 in? Want dit is so belangrik van wie ons saamvat, is van hoe ons jaar gaan wees. En ek het so 3 teksverse vir ons, wat ek wil na kyk, of 3 persone wat ek wil na kyk vanoggend. En die eerste ene lees ons daarso in 1 Kronieke 11. En dit was die hoofde van die helde van Dawid, wat hom kragtig bygestaan het in sy koningskap saam met die hele Israel, om hom volgens die woord van die Here koning te maak oor Israel. So in hierdie gedagte van wie gaan ek saam met my vat, kom Dawid op. En as ons kyk in hierdie teksvers, het Dawid hom al van vroeg af omring met die regte mense. Dawid se sukses was belangrik van die mense wat om hom was. Verskoon my net. So lekker gesing, nou is my stem weg. So hy het hom van vroeg af met die regte mense omkring. Want dit was belangrik vir hom om die regte mense om hom te hê, sodat hy God se wil kon uitlewe in sy lewe. So in hierdie kort teksvers, een belangrike ding is, hy het hom in sy binnekringe, het hom gebou en gevestig en omkring met die regte mense. En hy het dit al vroeg gedoen, lank voor hy koning geword het, hy hom al begin reg kry, en hy het die regte mense om hom gekry. So dis wat ons moet na kyk, ons moet die regte mense om ons begin kry, van vroeg af. Ons wil hierdie droom uitlewe wat God vir ons het, en dit beteken ons moet die regte mense om ons kry. Ons lewe nie nou dadelik dalk al in die visie of in die droom wat God ons wil hê nie, maar net soos Dawid is daar opbou na dit toe wat God ons wil hê, en in daai opbou moet ons die regte mense om ons kry. Dan tweedens, hy het verskillende mense om hom gekry. Verskillende mense met verskillende gawes. Elke persoon met sy verskillende gawe het bygedra tot die sukses van Dawid. En dis wat ons ook moet doen. Ons moet die verskillende mense met verskillende gawes moet ons begin kry in ons binnekringe. Moet ons begin beweeg, sodat ons ook suksesvol kan wees. Dan die derde ding is, hy het loyaliteit gekweek by die mense. So die mense wie hy nou van vroeg af om hom gekry het, met hierdie verskillende gawes, het hy loyaliteit ontwikkel by hulle. Hy het hierdie mense nader getrek, hy het sy lewe met hulle gedeel, en hy het hulle loyaal gemaak aan hom. Want dit is so belangrik as ons hierdie groep mense om ons het, dat hierdie mense
loyaal aan ons moet wees. En om mense loyaal aan ons te kry, moet ons lewe met hulle deel. Ons moet 'n verhouding bou met hierdie mense. Ons moet seker maak dat hierdie mense weet wie ons is, waartoe ons beweeg, en sodat ons daai mense ook ken, en dat ons 'n verhouding bou en loyaal aan mekaar moet wees. So dis belangrik. So weer die eerste ene is, omring jouself so gou as moontlik, so vroeg as moontlik met die regte mense. Kies mense met verskillende gawes. Nie noodwendig wat jou sterkpunte is nie, maar wat juis mense wat, as jy 'n swakheid het, moet daai mense jou aanvul. En dan maak hulle loyaal aan jou. Deel jou lewe met hulle. Laat hulle weet waartoe jy beweeg. Wat is jou intensies? Dan die vierde ding is, hy het verantwoordelikheid gebaseer op vaardigheid. En hy het gedelegeer. Sien, nou het jy die mense loyaal gemaak aan jou. En as die mense loyaal is aan jou, sal hulle enigiets vir jou doen. In Dawid se geval was hulle so noue band en hulle was so loyaal aan mekaar, dat baie van daai helde het gesterf aan die ou einde vir Dawid. Hulle het gaan veg en gaan sterf vir hom. Want as jy iemand loyaal het, en nou gee jy vir hom en jy delegeer, en hulle aanvaar dit, want daar's 'n verhouding, sal hulle op 'n punt kom waar hulle enigiets vir jou sal doen. En dit is nie 'n manipulasie nie. Dit is 'n verhouding wat jy bou om die belange van daai persoon in te sien, sodat daai persoon die belange in jou het, sodat julle saam kan werk tot die koninkryk van God toe. Want op die einde was hierdie mans en hierdie mense so belangrik, dat hulle deel was van Dawid se sukses tot koning maak. Want hulle sou enige iets vir Dawid gedoen het. So waar ons beweeg in hierdie nuwe jare, moet ons dieselfde doen. Ons moet dieselfde doen. Ons moet ons so gou as moontlik omkring met die regte mense. So gou as moontlik mense in ons sirkel kry wat ander gawes het as ons. Wat ons swakheid weer sterk maak. Hulle loyaal maak aan ons. En wanneer ons loyaal is aan mekaar, begin delegeer en begin sê, kyk, dit is jou taak, dit wil ek hê jy moet doen, ek gaan dit doen. En begin saamwerk in 'n verhouding tot die eindprentjie van waar God ons wil hê. Maar om hierdie pad alleen te stap, en te sê ons gaan in 2026 in alleen, en ek het hierdie groot taak wat God vir my gesit het, maar ek gaan dit alleen doen, is 'n opdraande stryd. Maar as ons so gou as moontlik omkring met die mense, en ons bou hierdie eienskappe en ons volg die stappe, dan sien ons uit geskiedenis uit die sukses wat Dawid daaruit gekry het, en so ook wat ons daaruit kan kry. Want Dawid moes ook op 'n tyd gesit het en gesê het, okay, God het hierdie plan in my lewe, hoe gaan ek by dit uitkom? In hierdie plan gaan daar oorloë wees. Ek gaan nie die oorlog alleen kan veg nie. Die battle gaan ek nie alleen kan doen nie, so ek moet mense om my kry. En ons sit in dieselfde. 2026 gaan daar uitdagings wees. Daar gaan oorloë wees. Dit sou awesome gewees het in hierdie prentjie van, as ons net daai reset knoppie kon gedruk het die 31ste, na ons lekker pudding geëet het, maar dit werk nie so nie. Ons vat ons stryd, ons struggles, ons bekommernisse, vat ons oor na 2026 toe. So ons moet seker maak, ons vat die regte mense saam met ons oor na 2026 toe. Dan wil ek die teenoorgestelde gaan. En my oudste het hierdie storie met my nie te lank terug gedeel nie, en ek wil, dis hoekom ek hom hier ingesit het, nie oor man en vrou nie, maar die belange van die regte mense. Soos lees daar in Rigter 16 vers 4. Daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek lief gekry, wie se naam Delila was. En as ons kyk na hierdie storie, het Samson swaar gekry onder Delila. So as ons die verkeerde persone inbring in ons lewe, en hierdie is nou nie gemik op man en vrou nie, is gemik op as ons die verkeerde persoon in ons lewe inbring, nie met dieselfde visie, selfde droom as ons nie, dan gaan ons swaar kry.
Want wat het Delilah gedoen? Sy het hom verlei met woorde en met haar manier om die antwoord te kry. Kyk, hy het nie aan die begin net dadelik vir haar gesê, okay, dit is dit nie. Hy het haar eers 3 keer bedrieg, maar toe begin sy met haar mooi woorde. En as ons hierdie verkeerde mense in ons kringe het, en hulle begin met die gevleelde woorde, en ons val onder dit, gaan ons so maklik afwyk van God se doel en wil in ons lewe. En daar is 'n prys vir dit. Samson moes die prys betaal het vir dit. Die prys van op die ou ende die dood. So ons moet so seker maak ons omkring onsself met die regte mense, sodat ons ook nie in die lokval sal val van die verkeerde pad loop en nie by God se wil uitkom nie. Want dit help nie ons kom van vroeg af en ons omring onsself met mense en ons probeer loyaliteit bou met mense. Maar dit is nie mense wat waarde wil toevoeg in ons lewe nie, wat daar is vir hulle eie ontwil nie. Want dan beteken dit niks vir ons nie. Dan beteken dit ons bekom by 'n pad, daar's 'n vurk en regs is die goeie, links is die slegte en hierdie mense lei ons onbewuslik van ons kant af in die verkeerde rigting. So dit is so belangrik dat ons seker maak ons omkring onsself met die regte mense. Dan lees ons daar in Eksodus 17 vers 8. En Joshua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die heuwel geklim, en telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste, maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vasgebly sonder onder. So, ons vir dieselfde. Wie vat ons op die heuwel? Wie gaan ons saamvat om saam met ons op die heuwel te gaan? Want as Moses alleen daar op die heuwel was, en as ons gaan kyk in hierdie gedeelte, elke keer as sy hande gesak het die Amalekiete sterker geword, en Joshua het gesukkel onder, en die geveg was besig om te verloor as die hande gesak het. Maar sodra Moses sy hande in die lug gehou het, was dit nou weer anderste om. En ek wil dit nou bietjie nie noodwendig uit die konteks uitvat nie, maar ek wil fokus op, nie net op Joshua wat die geveg onder het nie, maar ek wil fokus op Aaron en Hur wat sy hande omhoog gehou het. Want het is so belangrik dat Aaron en Hur saam met hom daar was. Want as Moses alleen daar was, en sy hande kon dit nie meer gehou het nie, wat sou geword het daarvan? Joshua sou die geveg onder verloor het. So my vraag is, wie gaan ons saam op die heuwel vat? Wie vat jy saam op die heuwel in 2026 in? Is dit iemand wat nie daar is vir hulle eie ontwil nie, want Aaron en Hur kon maklik gesê het, ja, dit is te veel moeite om 'n ander ou se hande in die lug te hou. Maar hulle het nie. Hulle het geweet wat die einddoel is. Hulle het geweet wat die plan is. Hulle het gelewe in God se wil. En hulle het sy hande omhoog gehou, sodat Joshua sterk onder kon gewees het. Want kyk, het is nie 'n daad van praise and worship op die berg gewees nie. Dit was 'n daad van om sy hande in die lug te hou. Nie van daar te gaan om te sê hoe goed God is nie, om te sê want ons weet God is goed, maar net om sy hande in die lug te hou. So Aaron en Hur het so 'n belangrike taak gehad. En ons moet seker maak, ons vat ook 'n Aaron en 'n Hur saam met ons op die heuwel. Sodat as ons moeg raak, dat die battle nie verloor sal word nie. Dat ons nog steeds sterk sal wees deur die mense wat saam met ons is.
Maar so maklik kan ons vertroue in die verkeerde mense sit. So maklik vat ons die verkeerde mense saam met ons op in die heuwel. En as ons in die moeilikheid, want as ons hande dan moeg raak, en ons hande sak, is ons besig om te verloor. So, ons moet die regte mense saam met ons opvat, ons omkring met die regte mense. Maar nou is die vraag, okay, hoe omkring ons onsself met die regte mense? Hoe maak ons seker ons omkring onsself met die regte mense? Want, dit is, jy gaan nie nou net die uitstap en die eerste beste persoon aan die arm gryp en sê, kom ons gaan 'n verhouding bou nie. Ons moet seker maak, die mense om ons is die mense wie God om ons wil hê. So die eerste ene is bid. Ons moet bid en ons moet vir die Here vra. Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. So bid vir wysheid, vra die Here, Here gee my wysheid, wie ek saam met my moet vat. Bid, die Here sal ons lei. Die Here sal ons die nodige wysheid gee om die regte mense te kies. Maar sonder gebed gaan ons blindeliks in hierdie verkiesing in van mense. So bid, vra die Here, Here, help my. Help my sodat ek seker kan maak, die mense wie ek gaan saamvat in 2026 is die mense wie U by my wil hê. En as jy wysheid gekry het, is daar 'n moontlikheid dat die hartseer realiteit gaan wees, die mense voor jy wie jy die liefste is nie noodwendig die mense wat die beste is vir jou nie. So bid vir wysheid, sodat ons die regte mense in ons kring kan kry, sodat ons by God se wil kan uitkom. Nommer 2. Omkring jou met die regte mense, Spreuke 13. Gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met dwaase verkeer versleg. So help nie ons bid en ons vra vir wysheid, maar ons omkring onsself nie met die regte mense. So nou skep ons vir onsself hierdie pool van mense, hierdie kring van mense, wat ons nou hierdie mense moet saamvat. Maar die kring van mense uit wie ons uit moet kies, is nie die regte mense nie. So maak nie saak wie jy uit daai kring uit gaan vat, gaan nie jou help nie. So omkring jouself met die regte mense. Ons lees daar, die wat met wyse omgaan, word wys, maar die wat met dwaase verkeer versleg. So nadat ons gebid het vir wysheid, moet ons seker maak, ons kringe in wat ons beweeg, is wyse mense. Is die regte mense. Ons kan nou plekke noem waar ons nie moet wees nie, maar maak seker jy omkring jouself met die regte mense, sodat jy uit daai mense uit, wie ook al jy saam jou vat, jou hande gaan ophou, wanneer jy op die heuwel is. Derdens, woon by, Hebreërs 10, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoontes het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit is te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Baie eenvoudig, woon kerk by. Omkring jouself by die mense by die kerk. Woon kerk by. So dikwels en so baie hoor ons dat die kerk nie meer nodig is nie. Dat die samesyn van Christene nie meer nodig is nie. Ons kan en ons verstaan daar is omstandighede en ons is dankbaar vir tegnologie. Laat ons by die huise kan op YouTube en Facebook na dienste luister en prys die Here vir daai tegnologie. Maar as ons die geleentheid het en die vermoë het, moet ons nie die samesyn en die samekoms van Christene laat ondergaan nie. Want dit is so belangrik dat ons bywoon. En dat ons 'n verhoudings bou met mense wat dieselfde bedoeling het as ons, dieselfde visie het as ons. Want dis die belangrikste, as ons 'n visie het en ons beweeg in 'n visie, en die mense wat saam met ons kom, moet ook daai visie sien en saam in daai visie beweeg. En as jou visie is om die koninkryk van God te bou,
gaan jy dit nie in 'n bar doen nie. So dit omkring jouself met mense in die kerk wat dieselfde visie het as jy. So woon by, raak betrokke. Maak seker die mense om jou is die mense wat wil deel wees van jou. Want as ons iemand dwing om saam met ons te loop, gaan dit ook nie werk nie. So dit is so belangrik dat ons onsself omkring, voor ons in hierdie 2026 ingaan, met die regte mense. Want die vrees is daar, dat ons die dag gaan opstaan en op die heuwel gaan, en ons hande raak moeg, en die mense langs my wil nie my hande ophou nie. So bid, dat wanneer ons nou in 2026, amper, 2 weke, wanneer ons ingaan in 2026, dat die mense om ons daar wil wees. Dat die mense om ons bereid is om 'n klip onder ons te sit, sodat ons ook kan sit. Bereid is om ons arms in die lug te hou. Ons almal het uitdagings volgende jaar. Ons almal het doelwitte. Ons almal het 'n visie, of dit nou by die werk is, hier by die kerk is, by die huis is. Daar is ietsie waantoe ons beweeg. En as jy nêrens het waantoe beweeg nie, asseblief val in hier by die gemeente, ons sal gou vir jou ietsie gee waantoe om te beweeg. Maar val in, kry die mense om jou hande in die lug te hou. En as jy dan die vraag kan vra, wie vat jy saam jou? En jy kan opreg antwoord en die name noem, bou 'n verhouding met daai mense. En maak seker, wanneer jy in 2026 inbeweeg, dat dit van die begin af 'n suksesvolle beginpunt is, met die regte mense om jou. As jy voel jy's op 'n plek, waar gebed moeilik is, waar verhouding bou moeilik is, reik uit na ons toe. Laat ons saam met julle bid. Dat ons saam op 'n plek kan kom waar ons vrymoedig die Here kan vra vir wysheid en vrymoedigheid saam hande kan vat om hierdie battle te fight. En dan sterkte vir 2026. Hierdie laaste 2 weke gaan so vinnig verby. So omkring jouself nou, terwyl ons in 2025 is, met die regte mense. So wanneer ons ingaan in 2026, ons direk begin beweeg in die wil van die Here, sodat ons sy koninkryk kan bou. Sodat ons lig sal skyn, sodat hy verheerlik sal word. En dis my gebed vir julle. Kom ons sit so en sluit ons die oë. Liewe Heer, dankie dat ons na U toe kan kom en kan bid vir wysheid, liewe Heer. Liewe Heer, my gebed vanmôre vir ons as gemeente is, liewe Heer, dat ons onsself sal omkring met die regte mense. Liewe Heer, mense sal kry in ons binnekring wat volgens U wil lewe, wat die koninkryk van God wil laat groei, liewe Heer. Liewe Heer, mense in ons lewe sal kry van wanneer ons arms moeg raak soos Moses en ons hande in die lug sal hou, sodat die oorlog nog steeds gewen sal word, liewe Heer. Liewe Heer, my gebed is dat iemand dit spoedig sal kry voor ons in 2026 ingaan. So wanneer ons beweeg in 26 in, liewe Heer, dat ons reeds die mense om ons het. Liewe Heer, dankie dat ons weet dat U voetspore vooruit gaan, liewe Heer. Liewe Heer, dat ons net kan volg in U voetspore. Liewe Heer, dat ons sal weet dat U altyd daar is om ons ook te help. Liewe Heer, my gebed is dat hierdie elke persoon wat hier sit en ingeskakel is, liewe Heer, U liefde sal ervaar in hierdie volgende tydperk, liewe Heer. Liewe Heer, U werklik U hand van genade sal ervaar. Liewe Heer, en wanneer ons dan oorbeweeg in 2026 en dit met 'n glimlag sal wees, met geen laste op ons nie, en dat ons sal weet dat die mense om ons nie net ons hande om die lug sal hou nie, maar ook vir ons bid. En liewe Heer, as ons die persoon is wie die ander persoon se hande in die lug moet hou, liewe Heer, dat U vir ons die krag sal gee, dat ons ook in dieselfde visie as daai persoon sal beweeg. Liewe Heer, dat ons ook die wysheid sal gee om daai persoon te ondersteun, die krag sal gee om hom te ondersteun in wat ook al sy struikelblokke is, sodat daai oorlog ook gewen sal word.
Liewe Heer, ons loof en ons prys U, en ons sê dankie vir U in ons lewens. Dankie dat U die lewende God is, liewe Heer. Liewe Heer, waar ons nou hierdie donderdag die grootste geskenk gaan vier, waar U die enigste gebore seun vir ons gegee het, liewe Heer. Liewe Heer, sien ons uit vir daai dag. En so sien ons ook uit vir die dag wanneer U weer terugkom op die wolke en wanneer ons by U kan wees. Liewe Heer, ons loof en ons prys U en alle lof en alle eer kom net na U toe. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ons gaan 'n laaste